Kolossense 1 vers 9. Goed, so hierdie paar versies sê eintlik alles. So, let op, Kolossense 1 vers 9. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Dis wat ons bid. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en kennis wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal ken. Die kennis, die wysheid, die salwing, die insig wat hy die Gees gee, dat julle sy wil sal ken. Wat wil die Here? Wat as ek net kan weet wat die Here wil hê ek moet doen in 'n spesifieke saak, dan doen ek dit. Maar ek kan nie altyd lekker weet nie. So hy bid hier en hy sê, mag die Here jou help om te weet wat hy wil hê. Dan, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy wil hê. Dis wat ons wil hê, nie? Dan voeg hy by, hy sê, mag julle vrug dra, deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Goeie werke en toeneem in die kennis van God, om God te ken. Dis waar jy het gaan, dis om God te ken. Ons het vir 4 weke gepraat oor geld. Wie van julle wil ryk wees? Okay, goed. Matteus 6 vers 20. Maak vir julle skatte in die hemel in mekaar, waar mot en roes het nie verniel nie, wat diewe nie inbreek en steel. Ja. Die feit is, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Maak skatte in die hemel in mekaar. Efesiërs 6 vers 8. Want julle weet dat elkeen, indien hy iets goed doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang. As iemand iets goeds doen, dan sal die Here hom daarvoor beloon. So almal trek voordeel aan. Die ou aan wie jy goed doen, en jouself. Want as jy aan iemand iets goed doen, is dit vir hom goed en lekker en reg, maar jy trek self die voordeel, dat die Here is die een wat dit vir jou vergeld. So is 'n wen-wen saak om goed te doen. Is 'n wen-wen saak. En dit is hoe ons skatte nie onder mekaar. Deuteronomium 15 vers 4. Daar behoort egter nie behoeftiges by jou te wees nie, want die Here sal jou ryklik seën in die land wat die Here jou God vir jou as erfdeel gee om in besit te neem. Okay, so daar behoort nie behoeftig te wees nie, maar daar is altyd. So, hy gaan aan en hy sê, slegs as jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God, deur al hierdie opdragte wat ek vandag vir jou voorskryf, noukeurig na te kom. Vers 6, wanneer die Here jou God jou seën, nie as nie, wanneer hy jou seën, soos hy jou beloof het, sal jy aan baie nasies uitleen, maar self sal jy nie leen nie. Jy sal oor baie nasies heers, maar oor jou sal hulle nie heers nie. En dan gaan hy aan daarmee, en dan kom hy vers 10, en hy sê as iemand, een van jou broers, een van jou landgenote, wie ook al na jou toe kom, as jy luister, help my. Vers 10 sê, gee vrylik aan hom, en wanneer jy vir hom gee, moet dit nie met 'n teensinnige hart wees nie. Om hierdie rede sal die Here jou God jou immer seën in al jou werk, in alles waaraan jy jou hand waag. Kan jy dink dat alles waarmee jy besig is, uitwerk, goed eindig, in plaas van 'n mislukking? Dis hierdie belofte wat hy gee, dis die seën wat hy gee. Maar hy sê dis onder die ewig daan, dat jy iemand anders help, dat jy iemand anders oplig. Vers 11 sê, ja, behoeftiges sal nie uit die land verdwyn nie, daarom beveel ek jou, maak jou hand wyd oop vir jou volksgenoot, vir die magtelose en die behoeftige in jou land. Daar sal altyd arme mense wees. Hoekom? Want as mense wat aanjaag, hulle neem dom, onnoosel besluite, hulle vang goed aan wat hulle nie behoort te doen nie. En dan sal mense wat bloot net nie die vermoë het om geld te genereer. So daar sal altyd sulke mense wees. En ons is veronderstel om het raak te sien en iets daaraan te doen. Die Here het 'n sagte plek vir armes.
Paulus op 'n stadium, nadat hy op sy sendingreis was, gaan hy terug Jerusalem toe, om met die apostels te praat, en vir hulle te vra, luister, het ek het nou gemis, hierdie goed wat ek doen, het ek gemis. En sê hulle, nee, het nie gemis nie. En daar was 'n klomp ouens wat wou gehad het, dat die heidene, wat tot bekering kom, hulle self moet laat besny. En dis waarom Paulus onder andere met hulle gaan praat. En sê, is dit nodig of is dit nie nodig? Dan sê hulle, nee, dit is glad nie nodig nie. Ek dink toe daai brief by daai heidene aangekom het. Glad nie nodig om besny te word. Ek sê, daar sê 'n paar goedjies wat jy nie moet doen nie. Jy moet nie bloed eet nie. Jy moet nie iets eet wat aan afgode geoffer is nie. En jy moet die armes nie vergeet. Jy moet die armes nie vergeet nie. Want hulle sal altyd daar wees. En die Here gee jou die vermoë om iets aan hulle saak te doen. Spreuke 14 vers 31 sê, hy wat arme uitbuit, beledig en verag sy maker. Maar wie hom oor die behoeftige ontferm, eer hom, om iemand te help wat 'n probleem het. Eer die Here. Dit is aanbidding, as jy iemand help met 'n probleem. Spreuke 19 vers 17, wie hom oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here, en hy sal hom ten volle vergoed. Dit is geweldig. Hy wat aan 'n arme gee. Spreuke 21 vers 13, wie sy ore toedruk vir die hulpkreet van 'n arme, sal self ook roep en nie geantwoord word nie. Pas op. Spreuke 28 vers 27, wie aan 'n arme gee, sal self nie gebrek hê. Dis die Here wat dit sê. Maar omdat ons gevang is in hierdie ding van aardse rykdom, sien ons nie die bonatuurlike raak nie. En ons benut dit nie. Ons maak nie vir ons skatte nie om mekaar. Jesaja 16 vers 49. Kyk, Sodom en Gomorra, as jy aan hulle dink, en hulle sonde, dan dink ons eers aan hulle was homoseksueel geweest. Hier staan, kyk, dit was die sonde van jou suster Sodom. Trotse hoogmoed. 'n oormaat kos en sorgelose niks doen was haar en haar dogters se deel. Maar hulle het die armes en die behoeftiges nie gehelp. Dis nie moeilik. En wat moet hulle gebeur? Groot moeilikheid. Titus 2 vers 14. Hy wat homself ter wille van ons gegee het, om ons los te koop van alle wetteloosheid, en vir hom 'n eie volk as eiendom te reinig, wat ywerig is om goed te doen. Die Here berei vir hom 'n volk voor, sy eiendom, jy is gegryp, jy is deur die Here gevat, deur sy bloed gekoop, uit die krag van die vyand, tot sy eiendom. Ywerig om goed te doen. Hierdie woordjie ywerig in die Grieks is zelotes. Dis letterlik waar die woord zealous vandaan kom. Ywerig, opgewonde, passievol, om goed te doen. Is dit jy? Is dit jy? Of is dit nie? Vers 14. Selfde stuk sê hy, ons mense moet ook leer om hulle self toe te wy aan goeie werke, sodat hulle kan voorsien in die saaklike behoeftes en hulle lewens nie doelloos en onvrugbaar sal wees. Toewy aan goeie werke. 'n doelgerigte lewe, 'n fokus op goeie werke. Dis wie jy skatte in die hemel bymekaar maak. Hoor nou mooi, die ou mens verstaan nie dit glad nie. Die wêreld verstaan dit glad nie en haat dit. Want dit druis in teen die hele wêreld se geldsisteem. Ek lees vanoggend Kolossense wat sê, draai weg van die slegte, soek die Here. En hy sê, draai, onder andere sê hy, draai weg van gierigheid. Wat afgoderry is. Gierigheid is afgoderry. Die een ding in die Ou Testament, die hele wandel wat ons lees, met Israel, hulle kon allerhande goed aanvang en allerhande sondes en allerhande dinge, maar die een ding wat die Here nie kan vat nie, is dat hulle agter afgode aangaan.
Dan sê hy, pas op, gierigheid is afgoderry, greed is the same as idolatry. Pas op, waar is jou hart? Waar is jou hart? Wat soek jy? Romeine 12 vers 2 sê daarom, julle moenie soos die wêreld wees nie, maar word verander, deurdat julle op 'n ander manier begin dink. Dan sal julle mooi kan weet wat die goeie en behaglike en volmaakte wil van God is. Jy moet anders dink as jy die wêreld dink. En ek is in die wêreld. En ek verstaan wat aangaan. Ek leef my hele lewe so ver nog in die wêreld. Ek is nog nooit iewers anders nie. As net in hierdie wêreld nie. En ek weet hoe werk. Alles draai rondom geld en goeders. En oral wat ons met iets betrokke is ons gedagte, wat is daar vir my? Wat kan ek hierdaai kry? Hoe gaan dit my bevoordeel? Dan kom die Here en hy sê, luister, draai die ding om. Draai dit om. In plaas daarvan dat ek dink, hoe gaan hierdie ding my bevoordeel? Moet ek begin anders omdink, hoe kan ek dit tot iemand anders se voordeel laat wees? Dan begin ek by Christus se hart uitkom. Dan begin ek verstaan. Filippense 2 vers 3. Moet niks doen uit selfsugtige ambisie, of omdat jy dink jy is so belangrik nie, maar in nederigheid en die een die ander hoër ag as onsself. In nederigheid met die een die ander hoër ag as onsself. Dan vers 4. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En wat beteken dit? Beteken dit ek net pas op dat ek iemand nie afronteer nie? Nee. Hierdie beteken ek moet moeite doen om iemand anders sy probleem op te los. Ek moet moeite doen om iemand anders te help. Dis waaroor dit gaan. 'n bewustelike fokus om iemand anders sy probleem op te los. Maar ons doen nie dit nie. Ons lewens gaan oor onsself. Ons lewe vir onsself. Wat kan ek hieruit genereer? Wat kan ek hierdeur tot my voordeel laat werk? Hoe kan ek geld maak? Hoe kan ek vir my iets beter koop? Dit gaan oor my. En dan natuurlik bietjie ook oor my vrou en my man, want as dit met hulle goed gaan, gaan dit met my goed, en dan wil ek my kinders ook daaraan bietjie bederf hê, maar ons het nie regtig 'n visie om iemand anders te help wat 'n probleem het nie. Want ons is selfgesentreerd. Gaan oor onsself. Iemand anders te bederf. Wanneer laas het jy, of het jy al ooit gaan sit en bid en sê, Here, gee vir my 'n plan hoe ek hierdie persoon se lewe beter kan laat word as wat dit nou is. Het jy al ooit 'n probleem? Of nie? So sê nou net vir 'n oombliekie, nee. Dink nou 'n bietjie wyd. Sê net vir 'n oomblik. Vir die volgende jaar hoef jy glad nie geld te maak nie. Alles vir die volgende jaar word gevries wat jou geld betref. So, alles is betaal. Jou medies is betaal, jou polisse is betaal, jou kar, alles, jy hoef niks geld te genereer vir die volgende jaar, vir enigiets vir jouself. Sê nou nie. Jy kan die volgende jaar gebruik om jou gawes, jou vermoë, jou talente daadwerklik in te span vir iemand anders. Dink net, wat 'n prys dit lewe. Dink net. En dis presies wat die Here sê. Ons veronderstel is dit. Ons fokus moet wegdraai van onsself en ons eie probleem. En begin fokus op iemand anders. Kolossense 3 vers 27. Since then, you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds
on things above, not on earthly things. Bedink die dinge wat daar bo is. Ons doen dit nie. Ja, ek dink, wat nou? Ek dink môre, wat gaan môre gebeur? Wat moet môre alles aangevang word? Ek spandeer nie baie tyd aan regtig om te dink aan dinge daar bo nie. Want ek was nog nie daar nie. Ek weet nie hoe is dit daar nie. Wat ek wel weet, die woord sê, is ek moet nou begin om vir myself in 'n plek in te werk vir dit wat bo is. Ek moet skatte bymekaar maak in die hemel. En ek doen dit. Ek doen dit deur goed te doen aan ander mense. Ek doen dit deur gehoorsaamheid. Ek doen dit deur die vrug van die Gees te dra. Ek doen dit deur te fokus op dit wat vir God belangrik is, meer as wat vir my belangrik is. Jakobus 2 vers 27. Egte en suiwer godsdienst, dis toch wat ons wil hê, nee. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om wese en wederwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besoedeling van die wêreld. Wese en wederwees. Het jy al gaan sit en spesifiek beplan om 'n wees of 'n weduwee se lewe beter te maak? Dis in die Here se hart. Het jy al besluit om dit net terloops, my ma en pa se dood. En ek is soms kinderagtig. Neem dit maar net. Dit sê die Here is suiwer godsdienst. Dat ek gaan sit en ek beplan en ek vra, Here, wys my wie in hierdie groep, wys my wie het 'n probleem, wat my gawes, my vermoë, my talente kan oplos. Want dis die ding, nee. Dit wat vir my soms 'n berg is vir 'n ander ou maklik om weg te vat. Dit wat iemand na kyk, en is hierdie geweldige krisis, is hierdie probleem, is hierdie berg. Jy het dalk die vermoë, die gawe, die talent, die geld, wat ook al, om dit in 'n oogwink te verander. Maar ons dink nie daaraan. Want ons is besig met onsself. Dis hoekom die Here sê, die Gees kan die dinge van die vlees, of die vlees kan die dinge van die Gees nie verstaan. Want dit is 'n ander mindset, is 'n ander manier van dink, is 'n ander ingesteldheid. Nie om te loop en kyk, hoe kan ek meer maak vir myself nie, maar om daadwerklik te kyk, wat kan ek aan iemand anders se saak doen, om dit beter te maak. Dis die gesindheid van Christus. So ek sê volgens vir jou, luister, genade is heel bo, moenie my verkeerd verstaan nie, ek praat niks van werksheiligheid nie, ek praat nie daarvan dat jy iets by die Here verdien nie, jy verdien niks nie, jy is gered deur genade, is 'n geskenk, wat die Here vir jou gee, en sê, Jesus is joune, is klaar, is afgehandel, dat het niks met jou saligheid te doen. Genade is heel bo, maar hy sê, ek moet anders begin dink. Ek kan nie meer dink soos die wêreld en die wêreldse stelsel nie. Ek moet anders begin dink. Ek moet myself kruisig. Ek moet bereid wees om myself in te doen ter wille van iemand anders. Ja, mense. Ek persoonlik is stinkryk. Ek kan mense se lewens aanraak terwyl dit my bitter min gaan beïnvloed. Maar ek doen dit nie, want ek het nie ingesteldheid daarvoor. Ek het nie ingesteldheid daarvoor. Ek ry gister in die dorp en so die verbyskiet met my bakkie sien ek ou daar loop. Hy het sulke blou plastiek sakke om sy voete gebind. Want hy het nie skoene nie. Dis 'n bakkie daar verby. Ja, ek het baie by my skoene. Ouers, nuus, baie. En die foto van daai manne is enige size fit. Dit kan sy lewe verander, maar ek het nie 'n ingesteldheid om iets te aan te doen nie. Dis ons probleem.
Is jy bereid om jouself te kruisig en daadwerklik te bid en te vra en te kyk en te soek vir 'n geleentheid om iemand anders se lewe beter te maak? Fokus word ander. Die fokus word anders, nie op myself. Wat kan ek doen, Here? In hierdie hele proses, hy is die een wat sê, gee na arme en jy leen aan die Here. Hy is die een wat sê, as jy gee, as jy iemand anders se lewe positief beïnvloed, sal die Here jou daarvoor vergoed. Hy is die een wat sê, om God te ken, is om te begin doen wat hy sê. Koninkryk werk vir ons gee en ontvang, nie koop en verkoop, gee en ontvang. Gee en ontvang. Is jy 'n gewer? Of is jy syndig? Is jou hand toe? Die vermoë wat die Here jou mee geseën het, al die geweldige kiet wat jy het, is daar iewers in 'n kas, in die bank, waar ook al, waar mot en roes en dief kan bykom, of belê jy in die koninkryk? Is jy 'n gewer? Is jy iemand wat daadwerklik kyk na geleenthede om iemand anders te help? Sodoende maak jy skatte vir jouself in die hemel bymekaar. Dit hang af wat jy fokus. Is die skatte hier? Of is dit daar? Jy kies jou koninkryk. Jy moet besluit wat is heel belangrik. Kies jou koninkryk. Dit verg beplanning. Mense, hierdie goed gebeur nie van self nie. En die vyand gaan jou probeer weghou van dit af, want hy wil nie die ander ou moet bevoordeel word, en jy wil nie jy self moet bevoordeel word deur jy. So hierdie verg beplanning, en selfdissipline, en moeite, en stil raak en sê, Here, wys my, maak my oë oop, wys my wie daar is. Miskien moet jy op 'n Sondag hier instaan, en daar agter op 'n stoel gaan staan, sê, Here, wys my wie, en dan kies jy iemand, en dan begin jy bid, sê, Here, wys my wat ek doen. Hoe kan ek hom help? Hoe kan ek hom help? Wat kan ek doen? My lewe beter te maak. Miskien 'n Heilige Gees sal met jou gepraat in jou stilte tyd of waar ook al, wat iemand skielik hier in jou gedagtes gekom het. Vra, sê Here, jammer ek was bietjie hardhoorend, jammer ek het nie geluister nie, sê my weer. En nou moet jy wysheid aan die dag lê, nee. Pas op, verhoudings, omdat dit die wêreld se manier van doen is geld en goeders, kan dit verhoudings negatief beïnvloed, baie maklik. So pas op. Ons het vir jare in die kerk 'n beginsel gehad. Ons het dit seker nog, ons het dit net lanklaas vir mekaar gesê. So ek het al honderde, baie meer, van mense iemand anders wil seën, wil help, wil bederf, en hy doen dit in die kerk. Dis daai ding van dat die linkerhand en die regterhand nie weet wat aangaan. Voel vir my soos 'n rolspeel. Die twee weet nie lekker wat ek kan nie. So, wees versigtig. Moenie sommer net na iemand toe stap en jy gee hom R200,000 kontant nie. Want waar het jy dit gekry? Kom maar, nie dit nie. Gee dit deur iemand, dat dit anoniem is. Moenie dat daai ou se verhouding met jou beïnvloed word deur wat jy gee. Wees versigtig. Maar doen dit. Raak iemand se lewe aan. Dis waarvoor jy geroep is. Dis hoe jy skatte in die hemel mekaar. Dis ware oorloop lewe. Dis regte lewe. Handelinge 20:35 is dis saliger, lekkerder, beter om te gee as om te ontvang. En dis deel van die nuwe manier van dink, wat die Here van ons sê. So ek wil uitdaag. Doen moeite, gaan 'n bietjie stil vir die Here. As hy nie met jou praat, en as hy nie met jou praat nie, ignoreer dit, drink mondensmelk en gaan aan. Maar as hy met jou praat, doen moeite, gaan voor die Here, sê Here, wys my. Jy het my met soveel bederf, ek het soveel. Net 'n gedeelte van wat ek het, kan iemand anders se lewe radikaal verander. Radikaal. En so ons besef nie, dit met ons geweldig goed. Ek sê nou vir jou, as mense
wat nie weet hoe hulle hierdie maand gaan deurkom nie. Daar's mense wat nie weet waar gaan hulle babadoeke koop hierdie maand nie. Daar's mense wat nie weet hoe gaan hulle elektrisiteit koop. Ons sukkel dit. Kom ons kry ingesteldheid. Prakties, wees prakties, doen iets in iemand se lewe. Dit hoef nie noodwendig geld te kos nie, prakties. Ons het op 'n stadium 'n span gehad in die kerk, 'n werkspan. So enigeen van die manne wat wou kon deel van hierdie werkspan wees, dan het ons een Saterdag van 'n maand, het ons die Saterdagoggend saam as 'n groep, as 'n span manne gegaan. En dan gaan jy na wie ook al sy huis toe en jy maak alles reg wat reg maak. Alles wat die ou nooit by uitkom nie en wat sy vrou op sy nek sit. Maak ons gou reg. So jy vat jou gereedskap saam, jou kit saam, en die vrou gee 'n lysie en sê ja, hierdie en daai en daai en daai en daai en daai en daai en ons maak dit reg. En is lekker om saam te werk en is lekker om pret te hê saam en ons doen mense prakties. Wees eenvoudig. Dis die koninkryk. Dis die koninkryk. Maar ons is so ingeweef net in ons eie klein wêreldjie. Dit is jou uitkom nie. Ek wil jou uitdaag, maak 'n verskil. Maak 'n verskil. Maak jy 'n verskil. Jy, soos jy daar sit, is baie moontlik die antwoord op iemand anders se gebed. Iemand wat ernstig bid, sê, Here, help my met hierdie ding, help my asseblief. Jy het die vermoë om dit te verander. Jy is die antwoord op daai gebed. Die situasie gaan dalk nie verander voordat jy nie opstaan iets begin doen nie. Dis nie jou hande. So laaste skrif, Efesiërs 2 vers 10. Ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke wat God voorberei het te doen en daarvan ons te leer. Geskep vir goeie werke. Jy is ontwerp vir goeie werke. Dis jou roeping. Dis jou skepingsdoel. En dis hoe jy skat in die hemel met mekaar. Ons bid. Here sal U ons kom help om hierdie manier van dink onder die knie te kry. Here, kom help ons om te sien, help ons om te verstaan, om te begryp. Gee ons perspektief, gee ons insig, Here, om te kan sien dit wat werklik waarde het en dit wat net 'n gejaag gewind is. Help ons, Here, om 'n bewustheid te ontwikkel van dit wat daar bo is. Kom help ons, Here. Dankie vir alles wat U ons mee bederf. Dankie, Here, vir geld en vir goederes. Dankie, Here, vir gawes, vir talente, vir vermoë. Dankie. Kom help ons om dit te morsel. Maar om effektief te benut aan te wend vir die koninkryk. Help ons, Here.